My naam is PC Pretorius van Morletta Kerk en vandag wil ek met jou gesels oor vrae wat elkeen van ons miskien in die lewe mag hê. Ek weet daar's miskien soveel vrae wat jy nie noodwendig antwoorde op het nie, of jy kry miskien vrae oor die lewe wat mense na jou toe kom wat jy nie altyd weet hoe om te antwoord nie. Ek weet in my eie lewe was daar al soveel geleenthede gewees waar ek oor goed gewonder het. En dit is goed om op daai plek te wees. Dis goed om te wonder oor die vrae in die lewe waar ons nie altyd antwoorde het nie. As ons uit die Christelike geloof daarna kyk, dan weet ons dat die persoon van Jesus Christus het toe hy op aarde was, verskriklik baie lering gegee oor die vrae wat mense het. Uit die aard van die saak kan jy dink hoe baie vrae daar in die Bybel is wat mense vir hom gevra het. Strikvrae wat die Fariseërs aan hom gevra het oor die wet van Moses en die Ou Testament en hoe hulle wou geweet het maar hoe dink hy oor die wêreld. Ek dink as ons praat oor vrae, is dit die plek waarby ons moet begin. Ons moet begin by ons wêreldbeskouing. Hoe sien ek die wêreld en hoe sien ek uit 'n Christelike geloofsoogpunt uit die wêreld soos wat God die wêreld gemaak het? En hoekom hy ons as mense op hierdie aarde gesit het en hoekom hy deur die geskiedenis so baie dinge laat gebeur het wat hy vir ons laat opskryf het in sy woord. En dan in spesifiek in Matteus 7, dan praat Jesus oor gebed. Hy sê ons moet vir hom ook die vrae vra wat ons oor die lewe het. Hy sê vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. En dan weet ons dat God wil nie net hê ons moet vra uit 'n plek van ons eie begeertes nie. Maar ons moet ook vra wat is sy doel en sy plan vir hierdie aarde en wat is sy doel en plan met my op hierdie aarde? Hoekom is ek hier in hierdie tydsgees waarin ons nou lewe? Hy sê ook soek allereers die koninkryk van God in Matteus 6 vers 33 en al hierdie ander goed sal vir ons gegee word. So ek dink dit is belangrik om vandag stil te staan by wat vra ons en waaroor wonder ons en hoekom wonder ons daaroor? Soos ek gesê het, 'n goeie plek om te wees, maar dan moet ons ook verantwoordelik wees in die manier hoe ons met die Here daaroor praat. Maar as 'n liefdevolle Vader wil hy met jou in gesprek tree. Hy wil met jou terugpraat, hy wil jou antwoord op die diepste vrae en miskien die diepste worstelinge en seer wat jy in jou lewe mag hê. En daarom wil ek jou aanmoedig om gebed 'n baie groot deel te maak van jou lewe. Kom saam met ons op hierdie reis dat ons mekaar kan help om in gesprek te tree met die lewende Here.